Goeienaand broer en suster. Welkom aan almal hier, is my voorreg om almal hier te verwelkom, so ook in hierdie tweede aand van ons Pinksterreeks. Mag jy regtig die belewenis hê dat die Here ook by ons teenwoordig is en sy Gees by ons teenwoordig is en ons kom vul om ook in hierdie tyd en dag hier waar ons by mekaar is, lof te bring aan die Here wat vir ons goed is. So wat ons hier by mekaar is, kom ons begin dan ook hierdie erediens met ons toetrede lied. Ons gaan Vlam 58 sing. Kom ons staan vir die lied, dan kan u weer daarna u plek inneem. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. As ons die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre waarin jy 'n plek gegee het, Here, wat is die mens dan, dat u aan hom dink? Die mens se kind, dat u na hom omsien? Here, u laat hom heers oor die werk van die hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug, die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die ganse aarde. Here, groet jou vanaand met die woorde, genade, barmhartigheid en vrede vir jou van God, ons liefdevolle Vader, die Here Jesus Christus, die gekruisigde wat opgestaan het, wat opgevaar het, wat heers, en die Heilige Gees, ons trooster en ons leidsman. Amen. Broer en suster, as antwoord op die Here se groet, kom ons staan en sing ons 2 liedere saam, lied 212 weer, vers 1 tot 3, en net daarna, Vlam 70 lig vir die wêreld. Kom ons sing hierdie 2 liedere staande, dan kan jy weer plek inneem. Here is
Broer en suster, voordat ons begin, lees ons saam in Psalm 27. Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teenstanders en my vyande, dan is dit juis hulle wat struikel en val. As ou 'n leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê. Net een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek najag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. Gee 'n paar oomblikke van stil gebed. Kom ons sluit die oë, bid ons saam. Here, wat 'n voorreg is dit nie om vanaand hier saam te kan wees. Here, as u kinders. Here, dat ons, Here, vir 'n oomblik by u voete kan kom sit. En Here, soos die psalmdigter kom sê, Here, by u wil ons skuil. Here, by u is daar vir ons hoop, by u is daar vir ons krag, en by u is daar vir ons, Here, beskerming. Here, ons kom vra, Here, gaan ook so met ons in hierdie aand, dat ons die bewus sal wees, Here, van u teenwoordigheid, u liefde. Here, ons kom bid, Here, seën dit wat gebeur. Seën hierdie aand, Here, hier waar ons saam is. Ons kom bid dit, Here, in u naam. Amen. Broers en susters, soos wat die gebruik is, kom ons luister saam na hierdie volgende lied. Ek gaan vra dat jy jou oë toemaak en vir so 'n oomblik net stil word, ook in die Here se teenwoordigheid.
skadu van die heilige God, die almagtige. Ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die groot naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die groot naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. In donker tye as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. Bly U getrou en ek sal sê, die Here is my vesting. Ja, ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. Is my God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die groot naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die groot naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Is my God, ek vertrou U goeie naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou U goeie naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, op wie sal ek vertrou, op wie sal ek vertrou. Here, soos wat ons na hierdie lied luister, Here, raak ons die bewus, Here, van U teenwoordigheid. Raak ons bewus, Here, dat U, Here, ons kom toevou in U genade en U liefde. Here, ons kom bid ook so, Here, dat hier waar ons saam gaan lees, Here, dat U woord vir ons sal oopbreek. Ons kom bid dit en ons kom vra dit, Here, in U naam.
Amen. Broer en suster, ons gaan vandaan saam lees in Handelinge 2w. Ons gaan so 'n bietjie verder lees as gisterand. Ons gaan lees vanaf vers 1 tot 21. Die gedeelte lees so. Toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit in hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom, en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Mediërs en Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie van Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en dele van Libië, om Sirene, mense uit Rome, Joodse sowel as heiden wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken, maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe, Jode en julle almal wat in Jerusalem woon. Ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê, hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar 9 uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het, so sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug en wonders onder op die aarde gee, bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi voor die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Tot sover ons skriflesing vanaand. As ons na hierdie wêreld kyk, sê ons vir mekaar, die een groot ding wat tog 'n verskil maak in 'n situasie is krag. Nou, ons kan 'n klomp goed vir mekaar sê, as ons nou dink byvoorbeeld aan 'n kar, as 'n kar se engine gaan staan, beteken die kar op die einde van die dag niks. As ons dink aan kragman kompetisie, dan sien ons hoe hierdie ouens hulle liggame tot op die uiterste toe oefen om hierdie goed voorwerpe, noem dit wat jy wil, te kan optel en te kan dra en op 'n plek te kan gaan neersit en om so op 'n manier iets te kom wys van die, kom ons noem dit nou maar sommer die murg in hulle pype. En as ons dink aan ons geestelike lewe, sê ons dat die geheim agter ons geestelike krag eintlik die volheid van die Heilige Gees is. As ons die gedeelte wat ons saam gelees het so 'n bietjie in konteks sit, dit is Pinksterfees, is Pinkstersondag en net 10 dae voor dit, 'n rukkie voor dit is Hemelvaart gewees en net voor dit die kruisiging. En as ons die apostels, die disippels se optrede kan onthou, gaan ons mekaar sien en vir mekaar sien maar hoe hierdie disippels eintlik
op 'n manier maar flou, onseker, bang mense was, wat weggekruip het vir die Joodse volk en vir die Romeinse regering. Want net nou sien iemand hulle raak. En ewe skielik deur die krag van die Gees wat in hulle kom werk, staan hulle voor hierdie menigte en hulle kom sê, maar sê Petrus, julle moet nou luister wat ek vir julle sê. Die Gees van God is hier. As ons dink aan die krag, die teenoorgestelde is die kragteloosheid. Dat ek en jy as Christene baie keer vir mekaar kan sê, maar ons staan op 'n plek in ons lewe waar ons onseker is. En in 2 Timoteus 3 vers 5 staan daar die volgende: hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. 'n Gedeelte wat ons kom waarsku dat ons geloof, dat wat ons glo, die manier hoe ons met mekaar werk, nie net uiterlike skyn is nie, maar dat ons harte aangeraak is deur die grootheid en die roem en die eer van God. Dat ons daar waar ons is, die bewus is van die Here se teenwoordigheid. Want as ons die hele tyd na binne gekeer is as kerk, as gelowiges, dan het ons 'n dooie kerk geword, 'n plek wat ons eintlik net 'n sosiale klap kan noem. En as ons dink aan ons eie geloofslewe, dan het ons verarm. Dan het ons verskriklik baie prys gegee om te sê, maar ons is kragteloos. Ons het van die Here op 'n manier van sy krag, van sy genade eenkant toe geskuif. As ons dink aan die psalmdigter van Psalm 27, al sal daar 10.000 op my afsterm, Here, op U sal ek bly vertrou. Maak nie saak wat gebeur nie. Die Here is teenwoordig. En die vraag kom, maar hoe lyk my en jou lewe? As ons dit vir 'n oomblik tussen hierdie twee pole kan meet, krag in die volheid van die Gees, vervul deur die Gees, kragteloosheid, of is ons dalk iewers tussenin? En dit bring ons by die vraag, maar wat is die sterkste mag wat ek en jy, die sterkste krag wat ons kan beleef in hierdie wêreld? As ons nou begin by die geskiedenis, sien ons stoomkrag, atoomkrag, ons sien black powder, soos wat dit ontstaan het, ons sien eintlik Pinksterdag, wat die grootste krag van God vir hierdie wêreld gegee is. Ons sien in Handelinge 2 die geluid van 'n geweldige stormwind, tonge van vuur wat kom. Nou ons hoef nie te praat oor vuur en dis brandtyd in die Vrystaat. As vuur posvat, het dit die vermoë om alles te vernietig, 'n wêreld aan die brand te steek, en so kom hierdie Gees en hy verander mense se lewens. Steek mense aan die brand as te ware vir Christus. Daar is krag in die Heilige Gees. Ek en jy moet dit nie onderskat nie. Ek en jy moet bewus wees dat ons as mense, daar waar ons gaan, dat die Gees ons gebruik, dat die Gees ons stuur. Dat die Gees ons, daar waar ons, as ons dink aan Pinksterdag, juis in hierdie wêreld kom instuur as getuies van God, vervul deur sy Gees, nuut gemaak deur hom, om in hierdie wêreld te gaan getuig. Ons is nie net hier vir onsself nie, ons is nie hier om ons eie beeld te blaas nie, ons is nie hier om raak gesien te word nie, ons is hier omdat God ons hier by mekaar maak, sodat ons krag kan kry om in hierdie wêreld te gaan leef as gestuurdes van God. Ons lees in die Handelinge so 'n bietjie verder in hoofstuk 4 vanaf vers 31,
nadat hulle gebid het, die plek waar hulle bymekaar was, geskit. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God gaan verkondig. Die Gees kom en verander ons lewens. Ons het gisteraan so 'n bietjie aan wedergeboorte geraak. En met wedergeboorte kom verander die Here ons totale lewe. As ons dink aan bekering, is dit 'n daaglikse roetine. Dis 'n oomblik wat ek vir myself sê, maar ek behoort aan die Here, maar daar's hierdie goed wat my die heeltyd wil terugtrek soos 'n suigkrag. En ek sê vir die Here, Here, help my, staan my by, al sal 10.000 op my afstorm, op U bly ek vertrou. Die Here kom en hy breek die sondemag deur sy seun wat hy stuur aan die kruis. Deur die Gees wat gestuur word, wat sterker is as enigiets anders. Kom leef hy binne in my en in jou. Dis hy wat werk, dis hy wat verander, dis hy wat ons vry maak, dis hy wat ons nuut maak. En selfs deur hom, slegs deur hom, kan ons die mag wat sonde oor ons lewe het, breek. Deur die Jesus se opstanding en krag, die goeie boodskap van Christus wat vir ons sondes betaal het, die Heilige Gees wat vir ons wedergeboorte bewerk, en skielik leef ek en jy nie meer nie. Skielik leef ons as nuutgebore mense. Die Gees van God wat in ons is. Die Gees wat ons lei om heilig te leef. Want God is heilig. Broer en suster, ons is so op 'n plek in ons lewe waar ons net alles aanvaar, net alles vir mekaar sê, maar dit is reg en dit is goed. Solank dit my en my klein hoekie nie raak nie, is dit oukei in hierdie wêreld. Die Heilige Gees, God, drie-enig, roep ons om as gestuurdes in hierdie wêreld te gaan leef. As wedergebore, nuutgemaakte mense, gestuurdes van God, om 'n verskil te maak. Om te besef dat ek en jy, so wat ons met Hemelvaart gelees het, ons Gees en die Here se Gees saam uitroep, Abba, ons behoort aan God, God se kinders. En as ons na hierdie wêreld kyk, as ons na onsself in die spieël kyk, krag vervul, kragteloos, kom ons bid, dat die Here ons lewens sal verander, sal nuut maak, sal terugdraai. En as ons as gestuurdes al reeds leef, bid saam, dat ons saam soekend na God se wil sal leef. In Efesiërs 5 vers 18 skryf Paulus dat die Gees julle vervul. Ag, ek en jy broer en suster, waar Pinksterdag aangebreek het 2000 jaar terug, wie die Gees is uitgestort. Mag ek en jy leef in die krag wat die Gees vir ons gee, en mag ons daagliks opnuut vervul word deur die volheid van God, om 'n verskil te maak, om dit te gaan leef, omdat God my lewe verander. Mag ek en jy broer en suster, daar waar ons gaan in oorgawe leef, want ons het net hierdie een kans. Amen. Broer en suster, so wat ons sit, gaan 'n geleentheid gee vir stil gebed. Ons het vanoggend by die ouerhuis gevra, is daar iets waarvoor ons in gebed kan tree?
En een van die inwoners het gesê, ja, vir die mense, die persone, wat sukkel. Die wat nie kos het nie, die wat nie klere het nie, die wat nie 'n dak oor hulle kop het nie. So ons gaan vir 'n oomblik stil raak, ook met dit in gedagte. Kom ons sluit die oë, en bid ons saam. Here, ons is stil in verwondering oor die grootheid en u liefde vir ons elkeen. Here, ons is verslae baie keer oor dit wat gebeur, oor die paaie wat die lewe met ons loop. En Here, hoe ons daarop reageer. Here, so baie keer probeer ons dit eie krag. So baie keer probeer ons, Here, en dan lees ons, Here, van u groot krag, wat u in ons elkeen se lewens kom gee. Here, ons staan in verwondering dat u met ons elkeen 'n besonderse pad stap. Ons kom bid, Here, dat u daar waar ons struikel, daar waar ons so baie keer, Here, moedeloos raak, so baie keer, Here, na ons eie kragte probeer gryp, ons eie sondes, Here, probeer verwegsteek en goed praat. Help ons, Here. Vervul ons met die Gees, sodat ons 'n lewe kan leef, waar u ons in hierdie wêreld moet stuur. Here, om 'n verskil te maak in mense se lewens. So kom bid ons, Here, ook in hierdie aand, Here, vir die wat behoeftig is. Here, ons kom dink aan die wat nie klere het nie. Ons kom dink, Here, aan die wat nie kos het nie, wat vanaand koud slaap. Maar terselfdertyd dink ons ook, Here, aan Jakobus se woorde. Wat help dit? Ons bid, maar niemand help nie. Ons kom vra, Here, gee u leiding, gee u Gees, sodat ons, Here, ook daar waar behoefte is, daar waar nood is, 'n verskil kan maak hier by ons, hier rondom ons. Ons kom bid dit, en ons kom vra dit, Here, in u naam. Amen. Broers en susters, ons gaan afsluit met ons slotlied. Ons gaan Vlam 57, die oorwinningslied sing. Ons sing hom staande, terwyl Nel dan vorentoe kom, wil ek u elkeen uitnooi vir 'n koppie sop in die konsistorie. Baie dankie vir die persone wat dit ook vir ons gemaak het, wat ook vir ons die toebroodjies gemaak het. Ek wil regtig elkeen uitnooi om
om saam met ons 'n koppie sop en 'n broodjie te kom geniet. Kom ons staan vir hierdie slotlied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons lof, net hef jou hande op na bo. Blaas basyn en slaan op tromme, kom dans vir God se woord. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo. Sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Want sy woord sal ewig staan. Want sy woord sal ewig staan. Broer en suster, ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen bly en wees. Amen. Amen. Mooi aan vir elkeen. Ja, net vir my 'n briefie geskryf, daar's deurkollekte vir Bybelverspreiding by die deure.